Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom en elkeen van julle wat die tyd uitkoop om saam te kuier vir hierdie week se inspirasie. So ons gaan bietjie gesels oor genesing en herstel van innerlike pyn. So uitputting, erkenning van moegheid. So wat is uitputting? Ek hoor elke tweede persoon kla oor moegheid en dit raak nou 'n groot probleem want ons het ons energie nodig en ons moet die mense gesond kry. Soos julle weet, is ons 'n bedieningsspan van genesing uit die hart en ons het verskeie werkswinkels, kampe, hou maar die advertensies dop en ons het beraders wat gereed is om vir jou te help. As jy dalk vasgevang is in hierdie moegheid, voor dit oorgaan na depressie toe, moet ons kyk saam met Heilige Gees om vir jou gesond te kry. So wat is daai uitputting dan nou? Uitputting raak die liggaam, gees en die emosie. Jy voel leeg en oorweldig deur selfs die eenvoudigste taakies te kan doen, net om jou hande te lig is klaar te veel vir jou. So, dit is nie 'n teken van swakheid nie, maar 'n waarskuwing dat jou liggaam en siel rus nodig het, want ons siel word ook uitgeput en dit raak 'n probleem. So, jy voel leeg en oorweldig deur selfs die eenvoudigste taakie. So dit is nie 'n teken van swakheid nie, maar 'n waarskuwing dat jou siel en jou gees en jou liggaam rus nodig het. So die tekens van uitputting is jy voel konstant moeg, verloor belangstelling, emosies raak oorlaai en jy kan nie fokus nie. Hierdie teken wys dat jou liggaam en gees herstel nodig het. So dit is regtig waar rooi liggies, dit kan oorsit in bipolêre depressie en ons wil nie dit hê nie. So die oorsake van uitputting. Uitputting ontstaan dikwels uit te veel werk, onverwerkte pyn, onverwerkte trauma of die behoefte om almal te help. Selfs bedieninge, harte kan uitgeput raak. So gevolge van aanhou sonder rus, langdurende moegheid, kan siektes, emosionele spanning in verhoudings veroorsaak. Rus is nie 'n luksheid nie. Dis noodsaaklik en 'n balans. Dis belangrik. Herstel begin met erkenning. Ons het gesê, erken en bely dit en bid saam met regverdige en kom vry. Die eerste stap tot genesing is om jou moegheid te erken. Aanvaar dat jy nie alles self kan hanteer nie en dat jy hulp nodig het. God se rus is krag. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. By hom vind jy innerlike krag en vrede. Bid, Here, bring vandag my moegheid. Ek bring my moegheid na U toe. Vul my met nuwe krag en vrede. Help my om te rus en U teenwoordigheid te ervaar. Amen. So moet ons leer bid. Emosionele pyn en verwerping. Wat is verwerping? Mense, verwerping kom voor wanneer ons nie aanvaar word nie, soos ons is nie. Mense aanvaar nie jou persoonlikheid nie, hulle aanvaar nie jou karakter nie. Dit kom van familie af, vriende, of selfs werkskollegas. Verwerpings is 'n baie diep en 'n seer ding, en dit kan ons selfbeeld beïnvloed, want jy gaan begin die fout by jouself soek. Tekens van daai emosionele pyn, jy voel leeg, hartseer en geïsoleerd. Jy probeer dalk wegkruip
of mense vir my gedagtes van ek is nie goed genoeg nie, kan jou beheer. Oorsake van verwerping. Verwerping kan kom van trauma, konflik of mense se onvermoë om jou te aanvaar. Dit kan dikwels 'n patroon van pyn in jou lewe skep. Gevolge van daai verwerping is, as dit nie hanteer word nie, kan dit lei tot angs, depressie en 'n gevoel van isolasie. Die siel verloor krag om te glo in liefde en aanvaarding. Genesing van verwerping begin binne. Dit begin binne, erken jou pyn en bring dit na God. Sy liefde is onveranderlik en hy aanvaar jou ten volle. Jy hoef nie jou waarde aan ander se goedkeuring te koppel nie. God se liefde is herstel. Psalm 34 vers 18 sê die Here is naby aan die gebrokenes van hart. God wil jou seer genees en jou aanvaar soos jy is. Bid, Here, genees my hart van verwerping. Help my om die liefde te voel en my eie waardes in U te vind. Vul my met vrede en vreugde. Amen. Bid vir daai genesing. Laat die Here toe om jou te restoreer. Trauma en innerlike seer. Wat is trauma? Mense verstaan dit nie. Trauma is intense emosionele seer wat ons lewe lank kan beïnvloed. Dit kan van vroeë kinderjare of volwasse ervarings kom en die tekens van trauma is herlewing van pyn en angs, slaappatrone en emosionele uitbarsings is algemene tekens. Jy voel dalk vasgevang in jou verlede. Mense, ons moet loskom van ons verlede. Ons verlede hou ons vas en dis waar die vyand jou wil hou. Kom los. 2 Korintiërs sê vir ons, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, los die verlede uit. Strek jou uit na wat voor is. 2 Korintiërs 5 vers 17. So, die oorsake van trauma is nou, trauma kan ontstaan uit verlating, geweld, verlies of verwerping. Dit laat emosionele littekens wat nie sigbaar is nie. Gevolge van ongenesing is as trauma nie hanteer word nie, kan dit depressie, angs en selfs siektes veroorsaak. Jou siektes kom uit jou siel uit. So dit beïnvloed jou verhouding en jou selfbeeld. Genesing bring daai erkenning. So jy moet besef, genesing begin met erkenning. Jy moet jou trauma erken en bereid wees om dit na God te bring. Dit vra moed om seer te sien en te aanvaar dat jy hulp nodig het. Soms vat dit baie guts om te erken jy het seer. Dis hoekom mense maar eers dit wik en weeg om in te skryf vir die innerlike genesingskursus, want trots en hoogmoed hou jou weg van volle genesing. So, genesing bring dit met erkenning. Jy moet jou trauma erken en bereid wees om dit na God te bring. Dit vra moed en seer te sien en te aanvaar dat jy hulp nodig het. God se teenwoordigheid in trauma. Psalm 147 vers 3 sê hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. God kan self die diepste seer genees. Here, ek bring my trauma na U toe, vul my seer met U vrede, bring my en help my om los te laat en in U genesing te glo. Bring my tot
die genesing. Selfwaarde en God se liefde. Ken jou selfwaardes. Wat is selfwaarde? Selfwaarde beteken om jouself te sien as kosbaar en geliefd, en die mense sukkel daarmee. Ek werk met baie vrouens met selfbeeldprobleme, wat nie eers hulle self in die spieël kan kyk nie, maar met 'n paar sessies, met baie liefde en geduld kan ons hulle daar bring. Dit kom nie van prestasies of ander se goedkeuring nie. Tekens van 'n lae selfwaarde is jy mag maklik krities wees teenoor jouself. Bang wees vir mislukking of voel jy verdien nie, liefde nie. Hulle sê hulle verdien nie God se liefde nie. Oorsake van 'n lae selfbeeld is juis trauma, onverwerkte trauma, verwerping, kritiek, mense wat jou afkraak en jou sleg sê, en vergelyking van selfbeeld ondermyn. Gevolge van 'n lae selfwaarde is dit kan jou dwing om nie jou volle potensiaal te leef nie en jou verhoudings negatief beïnvloed. Genesing van selfbeeld. Herken jou waarde in God se oë. Hy het jou uniek geskape en jou lewe het betekenis. Genesis 1 vers 27 sê, God het die mens na sy beeld geskape. Jy is kosbaar en geliefd. Here, help my om my waarde in U te sien. Vul my met liefde vir myself en ander. Herstel my hart en gee my daai geestelike krag. Die krag van rus en stilte. Laat jy jouself toe om bietjie stil te raak, krag te kry. Dis belangrik. Waarom rus belangrik is? Mense en ons kan tog so geoordeel word wanneer ons rus, want mense besef nie, jy rus in God. Rus is baie belangrik. Rus herstel jou liggaam, rus herstel jou gees, rus herstel jou siel. Sonder rus raak jy vinnig uitgeput en jy gaan heeldag woede hê en jy gaan negatief wees, want jy is so uitgeput, want jy gun jouself nie rus nie. Tekens dat jy rus nodig het. Moegheid, stres, kort longetjies en siekte dui op 'n gebrek aan rus. Maniere om te rus, stilte, haal diep asem, gebed, in die natuur. Gaan kyk wat gaan in die natuur aan, hoor die voeltjies, hoor die wind in die blare. Lees 'n rustige boek of net sit sonder afleiding, help om energie op te bou. Gevolge van te min rus, kroniese moegheid, emosionele uitbarsings en swak gesondheid kan volg. Jy gaan hartprobleme begin kry, want jy gun jouself nie rus nie. Rus as 'n genesing. Rus gee ruimte vir God se teenwoordigheid en herstel van jou siel. Bybel oor rus, daar skrif Psalm 23 vers 2, sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, hy lei my langs stil waters, rus bring vrede. So as jy gaan slaap en jy kan nie God se vrede voel nie, is jy so emosioneel uitgeput. Bid, Here, help my om tyd vir rus te neem. Herstel my liggaam en siel en vul my met U vrede. God wil hê ons moet rus. Grense stel en selfsorg is so belangrik. Wat is grense? Grense beskerm jou energie, emosies en gees. Dit help jou om nie uitgeput te raak nie. Tekens dat grense nodig is. Mense, dis so belangrik. Ons gaan die 8ste
en die 9de Mei in Pongola by die NG Kerkterrein gaan ons 'n konferensie hê, 'n lekker kamp waar jy kan kom om te rus in die natuur. Ons gaan juis 'n gesprek hê oor bou gesonde grense en ons gaan ook 'n tema hê wat gaan oor daai identiteit in God. So, ons wil regtig vir jou uitnooi as jy voel jy weet nie wie jy is nie. Wie is ek, Here? Kom besoek ons. Ons gaan verskeie sprekers hê en kom leer hoe om daai gesonde grense te stel. Tekens dat gesonde grense nodig is jy voel oorweldig, jy's moeg of kwaad, wanneer jy altyd ja sê vir almal. Hoe grense help? Grense laat jou tyd hê om te rus, herstel en fokus op jou eie gesondheid. Selfsorg as 'n prioriteit. Selfsorg beteken om jou liggaam, hart en gees te voed met dit wat jy nodig het. Gevolge van geen grense nie, oormatige druk, uitputting en emosionele spanning kan jou lewe oorheers. Jy staan soms so omgekrap op, jy beklei met almal en dan weet jy nie waarom nie. Jy so negatief. Bybel oor grense, Matteus 6 vers 33 sê, eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. God moet altyd eerste kom, dan gaan alles in plek val. Wanneer jy God se pad volg, leer jy ook om grense te stel. So, dit is eintlik maklik. Here, help my om grense te stel, leer my om vir myself te sorg en my energie te beskerm. Genesing in verhoudings. Belangrikheid van gesonde verhoudings. Verhoudings beïnvloed jou emosies, energie en jou selfbeeld. Gesonde verhoudings bou energie op, ongesonde verhoudings breek dit af. Tekens van ongesonde verhoudings. Konflik, spanning, kritiek en onkunde om te kommunikeer dui op gesondheidsprobleme in verhoudings. So as ons nie met mekaar gaan praat nie, kan daar nie 'n gesonde verhouding wees nie. Dan stel gedurig net 'n agterdogtigheid en jy gaan nooit weet waar jy inpas nie. Genesing begin binne. Om verhoudings te herstel, begin om jou eie hart te ondersoek. Vergifnis en loslaat is noodsaaklik, so jy moet gedurig deur vergewe. Verhoudings en energie, negatiewe verhoudings trek energie weg. Gesonde verhoudings vul jou aan. God se voorbeeld is in 1 Korintiërs 13, 4-7. Leer ons oor liefde, geduld en vergifnis. Dit is die basis van genesing. Die praktiese stappe: praat openlik, stel grense, vra vergifnis en wees geduldig. Dit bou weer vertroue en vrede. Bid gedurig. Here, genees my verhoudings. Vul my hart met liefde en help my om vrede en vergifnis te leef. Here, genees my verhoudings. Vul my hart met liefde, help my om vrede en vergifnis te leef. Ons moet regtig vir bid en vir die Here vra om ons te help. Hoop en herstel van vertroue is so belangrik. Wat is hoop? Ons het nie lank terug 'n verswinkel gehad oor boustene van geloof en dit het gegaan oor hoop, juis om te leer hoe ons moet vertrou. So,
Hoop is die oortuiging dat dinge beter kan word, selfs al voel alles moeilik. Al is dinge onmoontlik, moet ons altyd hoop hê. Die tekens van verlies van hoop, moedeloosheid, wantroue, angs en depressie kan hoop ondermyn. Die herstel van hoop bring jou pyn na God en glo dat hy in beheer is, vertrou in hom, herstel daai energie en daai vreugde, kry jou lewensvreugde terug, maak die saak of die storms om jou woed nie, kry dit terug en moenie toelaat dat enige iets jou sou onderkry nie. Die Bybel oor hoop, wat sê die skrif oor hoop? Romeine 15 vers 13 sê, mag die Here van hoop julle vervul met alle vreugde en vrede. Dit is so belangrik. Mense kry net weer jou vreugde terug in God. Moenie laat daai slijmende gees inkom van daai nare siekte, depressie nie, moet nie dit toelaat nie. Praktiese stappe is stel realistiese doelwitte, fokus op positiewe dinge en omring jouself met ondersteunende mense, positiewe mense. Vertrou die Here. Vertrou beteken om jou pad aan God toe te vertrou, selfs al verstaan jy nie alles nie. Here, vul my met hoop en vertroue. Help my om op U te staat te maak en vreugde te vind in U teenwoordigheid. Voel God se hartklop, met ander woorde. Energie bou deur God se teenwoordigheid. Voel daai teenwoordigheid. Voel sy hartklop. Waarom energie belangrik is? Energie laat jou funksioneer en leef vol vreugde. Wanneer jy uitgeput is, kan jy nie jou doel bereik nie. Jy gaan val in die lewe. Jy gaan jou bediening opgee. So, maak seker jy raak nie uitgeput nie. Tekens van lae energie, moegheid, gebrek aan motivering, emosionele leegheid en fisiese pyn is daai teken. Hoe God energie herstel, tyd in gebed, Bybel lees en aanbidding, vul die gees en herstel die innerlike krag. Praktiese stappe, neem tyd vir stilte, oefen, eet gesond en fokus op dinge wat jou vreugde bring. God se belofte, Jesaja 40 vers 31 sê, dat wie op die Here wag, kry nuwe krag. Kry en soos arende kan vlieg. Soos jy daai nuwe krag kry, gaan jy soos 'n arend vlieg. Gaan lees gerus daai hele Jesaja 40 vers 31. Integrasie van energie en geloof. Wanneer jy God se teenwoordigheid ervaar, word jou siel vernuwe en jou liggaam herstel. Here, hernie my krag, vul my gees en liggaam met energie en vrede, sodat ek U dien met vreugde. Ons kan nie prys en worship as ons moeg is nie. Die vyand wil jou moeg hou, moet dit nie toelaat nie. Die laaste een is volhoubare genesing en vrede. Wat is volhoubare genesing? Volhoubare genesing is wanneer die liggaam, gees en die siel in balans is en jy weer vreugde en krag kan ervaar. So jy is vol energie. Tekens van genesing, vrede, energie, vreugde, gesonde verhoudings en selfvertroue dui op genesing. So as jy van dit het, weet jy, jy's op die pad van genesing en jy het dit bereik. Onderhoud van genesing, genesing vereis volhoubare praktyke soos gebed, rus, selfsorg en gesonde verhoudings. Die vyand wil nie hê ons moet rus nie.
So as iemand jou kritiseer, omdat jy soms net bietjie ontspan in die natuur, dan weet jy, hy beny dit, want dit is so belangrik. Gevolge van volhoubare genesing, jy funksioneer beter, voel vreugdevol, en kan ander help sonder om jouself uit te put. Jy word nie moeg nie, want die Heilige Gees vul jou gedurig. God se rol. God bring genesing, herstel en vrede in ons lewe wanneer ons hom vertrou. Integrasie in die daaglikse lewe maak genesing 'n leefstyl. Fokus op geestelike, emosionele en fisiese gesondheid elke dag. Here, help my om volhoubare genesing en vrede te ervaar. Vul my lewe met u teenwoordigheid, krag en vrede. Amen. Dis belangrik en dis waarop ons daagliks moet fokus. Ons moet elke dag strewe daarna. So gaan hierdie week uit en hou Jesus se soem vas. Gaan in sy voetspore en voel sy hartklop. Baie dankie dat julle saam gekuier het en gaan en vind jou vrede en jou rus. As jy moeg en uitgeput is, gun jouself tyd saam met God. So gaan hierdie week uit en vind vreugde en vrede in God.